Halleluja. Hoe lyk dit? Julle lekker Sondagmiddag gehad. Prys die Here. Kom ons lig ons hande op na hemel toe en bid ons saam. Vader, ons dankie vanaand vir 'n geleentheid om te kan vergader rondom U woord. Vader, ons dankie vanaand vir die Heilige Gees. Die Gees van God wat ons leer en lei in alle waarheid. Die Gees van God wat ons versterk, wat ons verfris en wat ons posisioneer om te wees en te loop in dit wat U ons geroep het om te loop, Here. Ek wil vanaand bid, Here, dat elke las gelig sal word in hierdie plek. Here, ek bid vir 'n uitstorting van die Gees. Here, ek weet nou meer as ooit van tevore, Here, dat mooi preke en oulike liedjies is nice, maar dis die teenwoordigheid van God wat die verskil maak. Halleluja, just one touch from the King changes everything. Een oomblik in die teenwoordigheid verander die rigting van ons lewe. En ek wil vanaand bid, Here, vir oop harte, ontvanklike, Here, individue om te ontvang dit wat die hemel vanaand wil gee. Ons eer U daarvoor, Here. Dankie dat ons vanaand kan weet dat ons sal nie dieselfde hierdie kerk sal verlaat soos wat ons gekom het in Jesus naam. Amen. Sit jou hand op jou bors. Sê die volgende woorde, sê I will not leave here like I came in Jesus name. Halleluja. Halleluja. Dit is so wonderlik om vanaand terug te wees. Dankie pastoor. Dit is 'n regte vreugde om by Beweegkerk te bedien, of dit nou hier is en of dit nou by enige ander kampus is. Ek hou daarvan om myself te omring met manne wat aggressief besig is om God se koninkryk te bou. En pastoor JC en sy vrou en sy familie is uitverkoop om te sien dat die koninkryk gemanifest word oral waar ons gaan. Halleluja. En ek wil vandag vir jou sê, jy weet, en ek kan dit sê met selfvertroue en oortuiging, ek beweeg tussen baie kerke. Ek kom by baie plekke en kerke waar kerk het passief geword. Dit is maar net die motion of the ocean. Ons gaan maar net deur die liedjie, ons neem die offerandes op, ons preek 'n bietjie om Daardie de Wet het gesê, jy sing 'n bietjie, preek 'n bietjie, gooi 'n tikkie en jy gaan huis toe. Halleluja. En dan is die partytjie nou verby. En alhoewel dit snaaks is dit die hardste realiteit van wat aangaan in die wêreld. Maar vanaand wil ek vir jou sê dat jy sit in 'n kerk wat besig is om grondgebied te vat vir die koninkryk van God. Jy is deel van 'n kerk vanaand wat nie oppervlakkig preek nie, wat nie skaam is vir die Heilige Gees nie, wat aggressief besig is om die koninkryk te expand. En ek wil vandag vir jou sê dat jy is nie geroep om 'n spectator te wees in die kerk nie. Jy is, en ek sê altyd by plekke waar ek gaan, ek sê dat jy kry twee groepe mense in die kerk. Jy kry consumers en contributors. Die consumer is die ou wat instap en sê, hoe gaan die kerk my dien, hoe gaan die kerk oor my gaan en vir my 'n pleasant experience gee. Maar dan kry jy 'n ander ou wat gevaarlik is in die gees, hy's 'n contributor. Dit is die ou wat deur die deur stap en sê, right, waar help ons, wat doen ons, kom ons bou die God se kerk, kom ons neem deel in die aktiwiteite, kom ons maak seker dat God se mandaat vervul word in die aarde, amen. En my gebed vanaand is dat jy sal beweeg van 'n consumer na 'n contributor, want wanneer jy 'n contributor begin word in God se koninkryk, dan begin jy probleme raak vir die vyand. Halleluja. Maar as jy 'n consumer is, dan gaan jy net oorgewig word van die woord van God. Jy gaan so vet gevoer word met die woord en dit is maar net waar dit gaan bly. Maar die woord van God moet ons sterk maak, halleluja, om 'n impak te maak vir die koninkryk van God. Die kerk gaan nie net oor ons wat gather nie. Ons gather om voor te berei te word, om geteach te word, om getrain te word, om gekoop te word, om uit te gaan, om 'n impak te maak. Kan jy amen sê? En ek sê al hierdie dinge om 'n eenvoudige punt te maak. Woon hierdie goed by. Halleluja. Prys die Here. Maar dit is wonderlik om hier te wees en soos ek vanoggend gesê het, hier is nou een van die min kerke waar ek myself nooi, want dit is lekker om hier te wees. Dit is lekker om in 'n atmosfeer in te stap waar mense honger is vir die woord en om deel te wees van iets wat die Here doen in hierdie area. Ek weet nie wat so 'n area hierdie is nie, maar in hierdie area. Halleluja. Is ons. Bel. Halleluja. 530. Wel, amen. Halleluja. Ek pastoor is geroep net om die land te vat, nie net die noordelike voorstede nie. So, dis lekker om hier te wees. Ja, sê amen. Jong, ek moet sê, dit is my baie lekker. Ek sê net of ek dink net vir myself, dis lekker om 'n bietjie Afrikaans te preek. Eerlikheid, ek dink die Here het regtig gesin vir humor, want jy weet, ek is so Afrikaans as wat ek kom. En oor die laaste paar jaar stuur die Here my na al hierdie Engelse kerke toe. Ek preek nou 75% van die tyd by Engelse kerke. En toe ek begin het baie jare terug, die Here my begin stuur na hierdie Engelse kerke toe, was ek baie senuweeagtig geweest, want ek kan myself nie regtig gehelp het in Engels nie. Jy weet, ek het twee groot woorde wat ek geken het, dis please and thank you, halleluja. Dan is my airtime op. En ek onthou die eerste paar kere as ek na hierdie Engelse kerke toe gaan, dan loop die sweet my af, halleluja.
Dan sit daar so die pastoor se kantoor voor die diens en almal drink koffie en dan bid hulle en hulle sê, "Come Holy Spirit, come." Dan sit ek daar in die hoekie en sê, "Kom Engels, kom, halleluja." Bid dat die Here my moet help. Ek het so 'n paar jaar terug, was al 'n paar keer in Amerika, maar die eerste keer, ek dink was in 2022 daar rond, gaan ek Amerika toe vir die eerste keer en travel regdeur Amerika en woon konferensies by en sien mooi goeders en ek onthou by die laaste staat waar ons kom in New York State. Dis ons by die konferensie en hierdie leierskap van die kerk hoor oor die werk wat ek in Suid-Afrika doen en hy vra toe vir my, kan ek die Vrydag aand die eerste sessie kan ek preek, kan ek 'n bydrae maak tot die konferensie. En ek sê vir hom, no. My vriend sê yes. En ek is so senuweeagtig, ek kon hy aand die slaap, ek stuur vir my vrou 'n boodskap. Ek sê vir hom, nooi, jy moet vir hierdie man vir jou bid. Sy vra vir my, hoekom? Ek sê, jong, ek moet Engels praat. Sy sê, nee, dan moet ek vir jou bid. Halleluja. En man, ek bid, daai heel aand bid ek in allerlei tale. Jy weet elke taal wat ek bid ek daai aand en daai aand breek aan en is nou my tyd, is nou my oomblik. En ek vat daai mic en ek stap op daai platform op en ek preek vir daai Amerikaners elke Engelse woord wat ek ken. Halleluja. Ek het my beste Engels gegee vir hulle en terwyl ek so preek vir hulle, sien ek hoe die gees van God begin beweeg tussen die mense en ek kan sien daar's mense wat regtig ontmoeting met God het, wat regtig encounter met die krag van God het. En ek stap af van die platform af toe die diens nou verby is en ek gaan sit daar maar ek voel baie windie. Want nou is ek 'n internasionale evangelis. Halleluja, ek het dit nou gemaak en nie in enige staat nie in New York. Halleluja. En ek gaan sit en ek stuur vir my vrou 'n boodskap en ek sê vir haar, nooi, prys die Here, dit het goed gegaan. En sy sê, nee, sy's bly, prys die Here, dit is wonderlik. Toe nooi die leierskap ons daai selfde aand uit om sommer te gaan eet na die diens. En ek is lekker wind. Ek stap in daarso, ek is nou groot meneer. En ek gaan sit in die restaurant en ek bestel 'n Pepsi want hulle is regtig groot op Coke daar en ek drink meer Pepsi. Bestel 'n Pepsi en net toe ek gaan sit, is daar 'n ouer tannie wat kom en sy gaan sit so oorkant in die tafel en sy lê so vorentoe en sy sê vir my baie ernstig. Sy sê vir my, "Son, I could really sense the presence of God while you were speaking. But I have no idea what you said." En sy vra vir my 'n skokkende vraag. Sy vra vir my, "Do you speak English?" Ek lê vorentoe en ek sê vir haar, kyk aan die oë, ek sê vir haar, "Ma'am, apparently not." Halleluja man, tussen help die Here my. En nou preek ek so baie Engels. Ek sukkel om Afrikaanse terme en dinge te onthou. So as ek vanaand 'n bietjie Engelse woorde gebruik, vergewe my asseblief, my brein is nie mekaar. Halleluja. Ek weet nie of ek Engels of Afrikaans is nie. Prys die Here. Terwyl ek hierdie spesifieke boodskap voorberei rukkie terug, dink ek en ek vlieg ontsettend baie omdat ek baie travel deur die land, maar ek sit in die vliegtuig en ek rukkie terug terwyl ek dink oor hierdie woord. En ek dink aan die boodskappe wat ek die laaste paar jaar gepreek het oor Suid-Afrika en kerke en events oral waar ons gaan. En ek kom tot die gevolgtrekking terwyl ek in die vliegtuig is dat omtrent 95% van die boodskappe wat ek die laaste paar jaar gepreek het, kom neer op een belangrike onderwerp. En dit is die belangrikheid van God se teenwoordigheid. Ek het baie verskillende titels wat ek gebruik en illustrasies en skrifte, maar al die boodskappe kom amper neer op hierdie een belangrike onderwerp, God se teenwoordigheid. En ek wil vanaand vir jou herinner en ek wil vir jou sê, kerk, dat die teenwoordigheid van God is die bron van elke goeie ding. Halleluja. En wanneer mense in kerke praat oor die belangrikheid van God se teenwoordigheid en dat ons dit moet prioritiseer, sê mense amen en halleluja. Maar tog is die teenwoordigheid van God iets wat Christene die meeste nalat. Halleluja. As jy kyk in die wêreld vandag, sien ons hoe Christene moeg is, hulle is mat, hulle sê hulle het nie krag nie, hulle voel moedeloos. En ek wil vandag vir jou sê, een van die groot redes hoekom hulle so voel, is omdat ons nie meer die teenwoordigheid van God prioritiseer nie. Luister, die Bybel sê, the joy of the Lord is your strength. Die blydskap van die Here is jou beskutting. Ek hou van die Engels, the joy of the Lord is your strength. Ons sien dat mense het nie strength nie, hulle het nie krag nie. En die rede hoekom die krag ontbreek is omdat die blydskap ontbreek. Halleluja. En nou gaan die Bybel verder in die boek van Psalm en hy sê, in your presence there is fullness of joy. So kan jy sien dat krag is 'n resultaat van die joy, maar die joy is die resultaat van sy teenwoordigheid. Die teenwoordigheid van God is die vertrekpunt, dis die fondasie, dis die plek van waaruit ek en jy moet funksioneer. En totdat ek en jy nie op 'n plek kom waar ons God se teenwoordigheid prioritiseer bo alle ander dinge nie,
Gaan ons in 'n plek kom waar die lewe ons gaan rondstamp, waar die vyand ons gaan rondstamp, dat omstandighede gaan heers oor ons. Maar die moment wanneer ons op 'n plek kom waar ons 'n desperaatheid het vir God se teenwoordigheid bo elke ander ding, dis waar krag kom, dis waar blydskap vandaan kom. Halleluja, dis waar die vreugde van die Here vandaan kom. Dis waar die vrede wat alle verstand te bowe gaan vandaan kom. Kan jy amen sê? God se teenwoordigheid. Ons is geroep om manne en vroue te wees van sy teenwoordigheid. En wanneer ek praat van die teenwoordigheid, praat ek nie van wanneer jy hoendervleis kry wanneer jy luister na 'n liedjie in die kar nie. Ek kry hoendervleis as Cheslin Colby die ou in Sidestep. Halleluja. Ek kry hoendervleis as Pollard paarde toe skop. In Jesus naam is wonderlik. Halleluja. Maar ek wil vandag vir jou sê, God roep my en jou na 'n plek toe wat ek wil noem dieper. En dis die titel van my boodskap vanaand. Hierdie een woord, dieper. 'n Dieper plek met hom. 'n Plek waar ons nie tevrede is om kom by jou om die kampvuur te sing nie, maar 'n plek waar ons 'n begeerte en 'n intense desperaatheid het om voor hierdie God van ons te verskyn. Halleluja. So rukkie terug, so 2-3 jaar terug, is ek in 'n baie rowwe seisoen in my lewe. Dit voel vir my ek is die hele tyd, maar ek is in 'n baie rowwe seisoen. Ek vlieg die hele tyd en preek die hele tyd. En ek is van een plek na die ander plek, na die ander plek, na 'n ander plek. En ek travel en preek, is al wat ek doen vir maande lank sonder stop. En ek onthou my vliegtuig land, Tafier land. In Jesus naam, my vliegtuig eendag. Amen, dankie pastoor. En ons gaan nou moeilikheid kry. Die pastoor met die jets. Die vliegtuig, Tafier se vliegtuig land by George. En ek klim van die vliegtuig af en ek vat my tasse en my vrou wag vir my en sy tel my op. En ons ry huis toe en ek is moeg. Ek voel of 'n kar my getref het van allerlei rigtings af. En ek kom by die huis die oggend en ek's 'n bietjie met my kinders by die huis. En ek pak toe weer my tas van die middag moet ek weer vlieg. Ek moet van George af terugvlieg Johannesburg toe en van Johannesburg af Durban toe want ek preek in Durban by 'n konferensie en ek moet 'n koneksievlug vat in Johannesburg. Daar's nie direkte vlugte van George af Durban toe nie, net sodat jy weet. En ek klim op die vliegtuig en ek vlieg Johannesburg toe en ek klim af van die vliegtuig af daar en ek voel net nie lekker nie. Iets voel nie reg nie. En ek kry toe my koneksievlug van Johannesburg af Durban toe en omtrent 10 minute, miskien 15 minute in die vlug in, sit ek op die vliegtuig en ek voel asof ek 'n hartaanval kry. My are begin te klop in my nek, ek raak duiselig, ek voel dronk in my kop, ek my mond raak droog, ek kry 'n verskriklike ervaring wat my gebeur daar. En ek dink by myself, heerlikheid, hier's ek op pad uit. Jesus, hier kom ek. Dis my tyd het aangebreek. Halleluja. Ja, ek het regtig so gedink. En terwyl ek hierdie experience het, roep ek uit na die Here toe my hart. Ek sê, Here, wat gaan aan met my? En terwyl ek so uitroep na die Here toe onthou ek my suster het my 'n cool video gestuur op Instagram. En hierdie video's het gesê dat as jy ooit 'n angsaanval kry, moet jy asemhalingsoefeninge doen. So ek sit toe soos 'n swanger vrou op die vliegtuig. Ek sien die mense kyk vir my so, maar dis 'n situasie van lewe en dood, so ek worry nie wat hulle dink nie. En eventueel begin ek te kalmeer en ek sit op die vliegtuig en ek dink, "Jesus Here, wat het nou met my gebeur?" Obviously ek het gedink daai tyd dis 'n hartaanval, maar ek weet nou dit was 'n angsaanval geweest. En ek vra vir die Here op die vliegtuig, "Wat op aarde het nou net met my gebeur?" En die Gees van God praat so sterk en so direk, maar tog so gentle hier met my. En ek's versigtig om hierdie stelling te maak want ek maak dit nie as 'n broad statement nie. Ek sê vir jou wat die Here vir my gesê het. Die Here sê vir my in daai moment, Johan, jou angstigheid is onttrekkingssimptome van my teenwoordigheid. Jou angstigheid is onttrekkingssimptome vir my teenwoordigheid. Ek was in 'n seisoen gewees, pastoor, where I was in the pulpit more than I was in the presence of God. I was preaching more than I was praying. Hallelujah. Ek was besig om soveel te gee vir mense en ek het myself iewers skielik bevind in 'n droë plek. 'n Plek waar ek so staat gemaak het op my vermoë om te kan preek, my vermoë om goeders te kan doen, dat ek nie staat gemaak het op die krag van God nie. Ek het gedoen wat Spreker 3 sê ek nie moet doen nie. Ek het op my eie insigte begin staat maak sonder dat ek dit besef het. En ek vind my in 'n plek waar ek sit by 'n vliegtuig en ek I was trying to pour out of an empty cup. I was trying to give people something that I myself did not have anymore, the presence of God. Die teenwoordigheid van God was weg. En die Here sê vir my, Johan, jou angstigheid is net onttrekkingssimptome van my teenwoordigheid. En aan daai moment besef ek presies wat ek moet doen. Halleluja, ek moet teruggaan na waar alles begin, sy teenwoordigheid.
Maak die deur agter jou toe en bid na jou Vader van die verborgenheid sien, wat hy wat in die verborgenheid sien, sal jy nie openbaar vergeld in die Bybel. Halleluja, in his presence there is fullness of joy. En toe ek in sy teenwoordigheid ingaan, kom die krag van God op my, en hy verfris my, en hy versterk my, en hy rig my op, en ek kon toe met meer krag en meer gesag en meer autoriteit bedien, want nou het ek weer daai wind wat waai my syde, the ruach of God, the wind of God, the spirit of God. En ek wil vandag vir jou sê, as jy probeer om 'n victorious Christian life te lewe sonder God se teenwoordigheid, sal dit nie gebeur nie. Jy het vandag toegang tot 'n krag, maar as jy dit nie gaan gebruik nie, gaan die vyand jou rondstamp, en hierdie krag is sy teenwoordigheid. Halleluja. Dis 'n bietjie rof. En ek sien julle kyk vir my so besig vir 'n nuwe ek. Ek is nie altyd so in die hoor, ek weet dit gaan met my, ek is opgewonde, prys die Here. Maar ek wil graag 'n skrifgedeelte vanaand vir jou lees uit die boek van Psalm, hoofstuk 42 vers 1 en vers 2. En hierdie titel van hierdie gedeelte sê, mens, waarom is jy so in vertwyfeling? Maar ek hou van hoe die Engels dit stel. Die Engels in die ESV translation sê dit volgende, hy sê, why are you cast down, O my soul? Dis die titel. En dit is die realiteit, of dit is 'n vraag wat baie mense hulle moet vra. Why are you cast down, O my soul? Want die realiteit is, baie gelowiges waarmee ek praat, is cast down. Hulle is laag. Hoor wat sê Psalm 42 vers 1 en 2, hy sê, soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Nou let op die laaste gedeelte van hierdie skrif wat ek vir jou gelees het, die laaste sin. Hy vra, wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? So die konteks van hierdie skrifgedeelte is, dit is so, in Engels, dit is amper soos 'n worship leader gewees. Dit is 'n worship servant gewees wat in die tempel van God gedien het. Maar in hierdie konteks is hy ver weg van Jerusalem af, hy's ver weg van die tempel af. Onthou in die Ou Testament, die teenwoordigheid van God was dit in die tempel. Dit was nie soos dat ons het die Heilige Gees wat soms ons beweeg nie. Hulle moes tempel toe gaan om God se krag en teenwoordigheid te ervaar. So hierdie ou is ver weg van die tempel af en hy skryf, hy sê, wanneer kan ek nou voor hom verskyn? Ek dors na God, die lewende God. En in die Engelse vertaling gebruik hy 'n sterk woord. Hy sê I pant for God. Like a deer pants for water, so my soul pants for God. Die woord pants is 'n survival language. Met ander woorde, die skrywer sê in die oorspronklike taal, hy sê ek het dit nodig vir survival. Hy sê nie ek is nie dors en ek het net 'n ontmoeting met God nodig nie. Wat hierdie skrywer daar skryf, en hy gebruik 'n desperate survival taal. Hy sê as ek nie voor hom verskyn nie, gaan ek sterf. Ek kan nie leef sonder sy teenwoordigheid nie. Ek dors na God, die lewende God. Wanneer kan ek voor hom verskyn? Hierdie ou was nie 'n godsdienstige ouetjie gewees, soos tipiese Afrikaners is nie, waar ons net ingaan 6 uur uitkom 7 uur nie. Hy het 'n desperaatheid gehad vir God se teenwoordigheid, nie om 3 liedjies te sing en 'n boodskapie te hoor en te gaan nie. Hy het 'n ontmoeting met God begeer. Want hy het besef dat die teenwoordigheid van God is die bron van elke goeie ding. Hy het geweet dat die teenwoordigheid van God is die bron van sy krag, dis die bron van sy sterkte. Dit is die teenwoordigheid van God wat ons strategieë gee om te wen in besigheid. Dis die teenwoordigheid van God, haleluja, wat ons die wysheid en die kennis gee om rykdom te kan skep. The Bible says to create wealth. Dis die teenwoordigheid van God wat 'n huwelik sterk maak. Dit is die teenwoordigheid van God wat manne, priesters, konings en profete maak van hulle huise. Dit is die teenwoordigheid van God wat 'n huwelik oprig. Dit is die teenwoordigheid van God wat 'n nasie sal red. Sê amen. Maar wanneer ons die teenwoordigheid van God nalat, dan word ons, ek wil amper sê, raak 'n open target vir die vyand, want jy het geen krag nie. Die Bybel sê, weerstaan die, hy sê submit to God. Resist the devil and he will flee. Resistance is 'n resultaat van krag. As jy nie krag het, jy kan jou nie resist nie. En jy gaan nie krag hê as jy nie die blydskap het nie. Jy sal nie die blydskap hê as jy nie die teenwoordigheid het nie. Kan jy dit sien? The joy of the Lord is your strength. Dan sê hy, in his presence there is fullness of joy. Halleluja, sy teenwoordigheid. En ek wil vanaand 'n diep honger in jou binneste skep vir God se teenwoordigheid. Nie net om tevrede wees met oppervlakkige teenwoordigheid nie. Die Bybel praat van 'n omnipresence en 'n manifest presence. The omnipresence of God beteken God is teenwoordig oral die hele tyd. Dis baie oulik, dis waar ons begin. Maar dan sal 'n dieper manier, the manifest presence of God. The manifest presence beteken dis waar God homself where he makes himself known to you. Wanneer jy ervaring het met hom. Ek preek nou dag by 'n kerk in eintlik 'n massive mega kerk in Johannesburg.
En is 'n Engelse kerkpastoor. Nou preek ek hierdie boodskap daar by hulle en my Engels raak op. Heer, ek staan nog ek sê ek wil nou sê, jy weet, jy moenie die teenwoordigheid wie tevrede wees wat jy hoendervleis gee nie. Ek sê don't be satisfied with the presence of God that gives you chicken pox. Toe ek sê, dink ek, wat sê ek? Ja. Ek sê vir hulle, die kerk bars uit in 'n lag vir my. Ek sê sorry, my airtime is running low. My wifi buffer nou bietjie. Halleluja. Prys die Here. Maar kerk, ek wil vanaand vir jou sê dat God roep my en jou na 'n dieper plek toe, 'n plek waar ons 'n honger het en 'n hinkering het vir sy teenwoordigheid. Ek sê vanmiddag vir my vriend toe ek met hom koffie drink. Gisteraand is ek daar in my hotelkamer en ek voel die Here roep. Hy sê vir my spandeer tyd met my. Dink ek, ja, ek spandeer baie tyd met ek is moeg, ek wil slaap. Maar ek voel die Here sê staan op. Ek sê ek gaan net nie lê en tyd spandeer. Die Here sê staan op. Dan staan ek op. En ek het nie 'n hemp aan gehad nie en ek het nog altyd hierdie ding van 'n klein is dat ek gaan nie as ek tyd om die Here spandeer, altyd hoe warm. Ek gaan nie kaalbolle vir doen nie. Ek trek 'n hemp aan. Dit klink nou baie godsdienstig, maar ek wil 'n hemp aan trek. Ek wil mooi voor die Here verskyn. Dit klink lag maar vir my, dis net ek. Maar nou staan ek op en dit is warm hier by julle en nou trek ek net my hemp aan. Nou gaan sit ek op die stoel. En toe ek op die stoel gaan sit, kom die teenwoordigheid van God. Halleluja, soos 'n wolk in my kamer in. Halleluja, dit is soos 'n gewig wat neerdaal. Ek sê vir my vriend vanmiddag, ek sê vir hom, dis daai tipe ontmoeting met die Here wat jy nie eens kan praat nie. Dit voel jou kake raak verlam. Want jy weet jy is in die teenwoordigheid van die koning. Halleluja, nie van 'n mens nie, nie van die koning van die konings. Halleluja. En terwyl die teenwoordigheid van God so oor my kom en ek sit na 'n stoel en ek val amper uit die stoel uit, begin die Heilige Gees vir my strategieë te gee, openbarings te gee, halleluja, en idees te gee wat ek vandag kon implementeer, wat vandag vir my sukses gebring het. Dit is een ontmoeting met God se teenwoordigheid. Baie mense wil eers spartel en spook. Ek gaan dit eers self probeer maak en ek gaan dit uitfigure en ek gaan dit en ek gaan dat. Maar God roep jou na 'n plek toe waar hy sê, luister, as jy bietjie tyd spandeer saam met my, sal ek vir jou een idee gee wat jou familie uit armoede uithaal. Ek sal vir jou een idee gee wat oplossing bring vir elke probleem in sy teenwoordigheid. Maar daar's 'n oortuiging onder mense dat ek kan nie tyd spandeer met God nie want ek het nie tyd nie. Dit is goed om te doen. Maar ek wil vandag vir jou sê, tyd saam met die Here is nooit tyd gemors nie. 'n paar jaar terug reël ons 'n groot event, pastoor, en alles gaan verkeerd. Die mense drop my, venues wil my, alles is 'n gemors. En ek loop in my kamer toe en ek gooi die deur agter my toe en ek val op die grond neer en ek roep uit na die Here toe en ek sê, Here, niks werk nie. U het gesê ek moet hierdie doen. Ons het nie geld nie. Die geld kom nie in nie. Die venues cancel my. Hulle steel my posters van die lamppale af. Dit voel vir my dit kom van alle kante af. En wat moet my posters maak? Ek weet nie eens, ja, steel my posters. En ek val vir die Here neer. Ek sê, Here, asseblief, ek weet om te doen nie. Help my. Hierdie moet gefiks word en daai moet gefiks word. En ek staan op en ek so hastig op pad uit en toe kan hy deur 'n hand vas wil vat. Toe praat die Here met my en hy sê vir my baie duidelik, jy's ongeskik. Jy kom hier in en jy sê vir my alles wat ek moet doen en wat jy wil hê en dan staan jy op en loop jy. Jy gee my nie kans om te reageer nie. Ek skrik, vrees van die Here kom so sterk op my en ek draai om en gaan sit maar weer op daai koue teels. En 30 minute gaan verby, ek kry net so 'n bietjie chicken pox, niks gebeur nie. Niks hoendervleis nie, daar's niks wat gebeur nie. Daar verskyn nie 'n engel aan my nie. Ek het McDonald's gesien, ek was honger, maar dit tel seker nie. En 'n uur gaan verby en ek voel nie vrede om te gaan, ek moet wag. Ek voel maar ek mors tyd, ek het goed om te doen, ons werk in die klok. En ek sit daar en 'n uur gaan verby en 'n uur en 'n half gaan verby en terwyl so 'n uur en 'n half verby gaan, voel ek hoe die vrede van die Here oor my kom om my te release. Niks het gebeur nie, daar was nie 'n donderweer in die hemel en niks nie. Ek staan net op, toe ek kalm stap, kalmte het na my toe gekom, vreugde het na my toe gekom, vrede het na my toe gekom. Toe kalm stap na hierdie deur toe waar ek in die hand vas wil vat hoe God met my gepraat het. Toe ek die deur oopmaak, toe lei myself aan. Een oproep, los alles op in 'n 30 sekonde gesprek. Direk toe ek uit daai kamer uitstap, toe ek tyd saam met God spandeer het. Ek wil vandag vir jou sê, time spent with God is not time wasted. Jy sê amen. God roep jou na 'n dieper plek toe, 'n plek waar jy sy teenwoordigheid prioritiseer. Daar was 'n groot godsman gewees in ding was John Wesley of dit was John Calvin of een of ander groot reformer het die volgende woorde gesê. Hy sê, today I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Hy sê, ek het so baie om te doen dat ek 3 ure moet bid. Want hierdie ou het geweet, die krag wat hy het om groot goed te doen, om baie te kan doen, kom van God se teenwoordigheid. Wanneer jy God se teenwoordigheid nalat, dan is dit 'n indikasie, kom ons wees eerlik met mekaar, dat jy maak staat op jouself. Eina. Halleluja. Hoor gou wat sê Eksodus 33 vers 11.
Hy sê die Here het direk met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jong man Joshua, die seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. So die Bybel sê dat Israel word bevry deur Moses uit slawerny uit en hulle is op pad na die beloofde land toe. En intussen praat God met Moses en sê vir hom, bou 'n tent van samekoms waar jy kan ingaan en met my kan ontmoet. Die Bybel sê wanneer Moses in die tent ingegaan het van samekoms of ontmoeting of tabernakel, noem dit wat jy wil, dan het hy nie alleen gegaan nie. Joshua het saam met hom gegaan. Die Bybel sê Joshua die seun van Nun. En dan sê hy in Engels so baie mooi, hy sê and Moses departed from the tent, but Joshua the son of Nun did not depart. Met ander woorde, Joshua agtergebly. Hoekom het Joshua agtergebly? Wat was sy objective? Wat wou hy bereik? Wel, as jy na die karakter van Joshua kyk, reg deur die skrif, dan sien jy hy was 'n man gewees wat 'n hinkering en 'n honger gehad het vir God. En Joshua het agtergebly want hy was nie tevrede met 6 in, 7 uit nie. Hy het 'n desperaatheid gehad om met God te ontmoet. En die wonderlike ding van Joshua is die Bybel sê dat daar 'n tyd aangebreek wat Moses gesterf het, wat hy doodgegaan het en 'n nuwe leier moes gekies geword het om die volk te lei. En daar is kwaliteit leiers gewees om van te kies, maar God kies vir Joshua. En ons moet vanaand die vraag vra, hoekom het God vir Joshua gekies? Wat was dit aangaande Joshua wat God se aandag getrek het? En eendag toe ek bid oor dit, vra ek vir die Here, Here, hoekom Joshua? Toe praat die Here met my, hy sê vir my, Johan, I chose Joshua because he was a man that could be trusted with the presence of God. Joshua het 'n hinkering gehad vir God. En God het gesien, hier is 'n man wat geen versteekte agendas het nie. Hy het nie ingekom vir 'n PlayStation 5 nie. Hy het ingekom om met my te ontmoet. Hy het nie ingekom vir die volgende deurbraak nie. Hy het ingekom om met my te ontmoet. En daar's niks fout daarmee om jou behoeftes aan God bekend te maak nie. God sê, bring jou begeertes voor my, vra my, ek sal dit vir jou doen. Maar as jou gebedslewe net gaan oor wat jy wil hê van God af, dan mis jy uit op iets groter. Die geer in Engels, if you are just focused on what you can get, you miss out on the giver. Halleluja. En Joshua was honger om die giver te ontmoet. En God sê, man, hierdie is 'n ou wat ek kan vertrou. Hierdie man het nie 'n versteekte agenda nie. Hy het nie ambisie gehad om die volgende leier te word nie. Hy wil net saam met God wees. Toe sê die Here, okay, nou is jy die leier. En as jy kyk na Israel, sien jy dit was Moses gewees wat Israel uit slawerny uitgelei het. Maar dit was Joshua wat Israel in die belofte ingelei het. En ek wil vandag vir jou sê, kerk, dis 'n perfekte prentjie dat as jy wil stap in die beloftes van God, as jy wil stap in die realiteit wat God vir jou beskikbaar het, dan sal die vertrekpunt en die geboorteplek daarvan wees God se teenwoordigheid. En ek wil vanaand vir jou 'n vraag vra, is jy 'n man en is jy 'n vrou van God se teenwoordigheid? Nou daar's 3 punte wat ek vanaand aan jou wil maak wat ek sien in Joshua se lewe. En ongelukkig gaan ek dit nou vir jou in Engels noem, so vergewe my Engels. Daar's 3 dinge wat ek sien in Joshua se lewe. Die eerste punt is presence, dan power en purpose. En ek het hier geskryf dat it is the presence of God that cultivates the power of God to fulfill the purposes of God. Ek wil weer sê, jy moet dit vang vanaand. It is the presence of God, dit is die vertrekpunt. It is the presence of God that cultivates the power of God to fulfill the purposes of God. God het 'n purpose vir jou lewe. En baie mense, veral jong mense kom na my toe en dan vra hulle vir my, what is my purpose? Wat is my doel? Nou alhoewel ek van baie oulike antwoorde kan gee oor wat ek dink sy purpose is, kan die ultimate antwoord kom van die een wat hom gemaak het, die Here. As jy in God se teenwoordigheid ingaan, then when you go into his presence, he will reveal your purpose to you. And when he reveals your purpose to you, he will also give you the power to fulfill that purpose. Die Bybel sê in Acts chapter 1, Handelinge 1 vers 8, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. To do what? To be a witness. En jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op jou kom om 'n getuie te wees in Judea, Samaria, Jerusalem en die uithoeke van die aarde toe. Nou kom ons kyk na hierdie skrif. Hy sê wanneer die Heilige Gees op jou kom, dis die teenwoordigheid van God. Wat gebeur dan? Jy gaan krag ontvang. Okay, om wat te doen? Om 'n purpose uit te oefen. In his presence, he will reveal the purpose and he will give you the power to fulfill that purpose. En jy sê amen. Baie mense gaan deur die lewe, hulle weet nie hoekom is hulle hier nie, hulle weet nie waartoe hulle op pad is nie. Hulle voel moeg en mat, het nie krag nie, is onseker. En een ding wat dit kan oplos, is sy teenwoordigheid. Because in his presence, you will cultivate the power to fulfill the purpose. Kan jy amen sê? Leer hulle iets vanaand. Halleluja. Hoor wat sê Matteus 6 vers 6, ons gaan nou bid. Matteus 6 vers 6, hy sê, nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien in die verborgene sal jou in openbaar vergeld. Nou ek hou van die ander vertaling, dis die 53 vertaling. Hy sê, soos ek nou gesê het,
Jou Vader wat in verborgenheid sien, sal jou in openbaar vergeld. Wanneer jy bid, weet agter 'n toedeur. Nou, ons sien in hierdie skrif dat daar 'n direkte koneksie tussen die publieke plek en die privaat plek. En in 'n moderne wêreld lewe die mense vandag vir die publieke plek, vir Instagram, vir my suster sê ons altyd ons leef vir die gram. Ek weet nie wat dit beteken nie. Ek dink ek is te oud om te verstaan. Maar mense lewe vir die publieke plek, wat mense sien ons het en wat ons doen en wie ons is en wie ons ken. Ons lewe vir daai plek, maar God is nie geïnteresseerd in die publieke plek soveel as wat hy is in die privaat plek nie. God is geïnteresseerd in wie hy is agter toedeure. Een ding wat ek weet van gelowiges is, as jy lank genoeg om 'n kerk is of om gelowiges is, dan leer jy om die regte goed te sê op die regte tyd vir die regte mense. Ons noem dit Christianese. Hoe gaan dit broed? Nee, bless and highly favored. Jou lewe val uitmekaar uit, maar bless and highly favored. Jy het net jou kind geklap in die kar, maar bless and highly favored. Halleluja. Ons leer om 'n taal te praat. Halleluja, maar God is nie geïnteresseerd in wat ons voorgee nie. God is geïnteresseerd in wie ons is agter 'n toedeur. En as jy kyk na hierdie beginsel van publieke sukses wat gekoppel is aan privaat sukses, public victory is a result of private devotion. Jy is suksesvol, jy moet eers suksesvol wees in die privaat tyd voor jy kan suksesvol wees in die public. Maar net so omgedraai, you will fail privately long before you fail publicly. So baie mense, jy sien baie ouens val in die publiek, hulle het lankal geval in die privaatheid. Lankal. Dit vat 'n rukkie voor dit manifest. En ek wil vandag vir jou sê die krag wat jy nodig het om in die publiek suksesvol te wees, sal 'n resultaat wees van jou privaatheid met God. Kyk na Dawid se lewe. Die Bybel sê Dawid is 'n skaapwagter. Sy pa sê van pas die skape op. Die Bybel sê as daar 'n leeu gekom het, het hy die leeu verslaan, as daar 'n beer gekom het, het hy die beer verslaan. En daar was niemand gewees wat vir my hande klap gegee het en gesê het, "Well done David, jy's 'n great shepherd." Nie. Niemand, hy kon dit nie post op die gram #lion slayer nie. Hy kon dit nie doen nie. Hy was getrou gewees om te doen wat God hom geroep het om te doen, want niemand hom gesien het nie, waar hy geen applous en hande klap gekry het en niemand oor hom gepraat het nie. Maar wat hy nie besef het nie, dat daar sou 'n oomblik in sy lewe aanbreek wat hy voor 'n reus sou staan. Die Bybel sê daar was 'n paar stuur hom na sy boeties toe wat in 'n geveg betrokke is met die Israeliete. Hy het 2 Happy Meals na aflaai vir die boeties, McDonald's. En toe hy op die battlefield opstaan, hoor hy die Filistyn, hoe Goliat die slagordes van God uitdaag. En Dawid stap op die veld en hy sê, "Wie is die onbesnede Filistyn? Wie dink hy is hy?" En Dawid sien dat niemand van Israel is bereid om hierdie reus te veg nie. Nie eers die mees ervare krygers nie, die generals. Hulle almal is te bang, hulle broeke bewe om hierdie reus te veg. En Dawid is baffled en hy sê, "Man, ek sal hierdie ou gaan veg." En eers probeer hulle hom uit dit praat. Nee, jou mond is te groot, relax, kalmeer, hierdie ou groot 50 keer jou size. Hulle probeer hom al die redes gee oor hoekom hy dit nie kan doen nie. Maar wat hulle nie verstaan het van Dawid nie, dat hy was in 'n veld gewees, hy was in 'n seisoen gewees, in 'n privaat seisoen van sy lewe, waar die gees van God, halleluja, hom voorberei het vir oorwinning. Hy het oorwinning gehad oor die leeu en het oorwinning gehad in die beer. En toe hulle vir hom sê, "Jy kan nie Goliat veg nie," toe sê hy, "Luister, hier dieselfde God wat vir my oorwinning gegee het oor die leeu en die beer, is die God wat my oorwinning sal gee oor die reus." Halleluja. Nou moet ons die vraag rig, kerk, waar kom hierdie selfvertroue en hierdie oortuiging vandaan? Dit kom nie van 'n Facebook quote af, en dit kom van 'n tyd in 'n seisoen waar hy geïsoleerd was saam met God. En in daardie tydperk het God hom voorberei vir oorwinning. God het 'n oorwinningsstrategie gedownload uit die hemel uit in sy gees in. En so vir Dawid was dit irrelevant geweest wat sy uitdaging voor hom was. Of dit 'n reus is of 'n leeu is of 'n beer is. Hy het geweet dieselfde God van my gister is die God van vandag en môre. Die God wat gister oorwinning gegee het, is die God wat vandag oorwinning gegee het. Halleluja. 'n Man van God se teenwoordigheid. En ek wil vanaand vir jou vra, is jy 'n man en is jy 'n vrou van sy teenwoordigheid? In 'n wêreld wat obsessed is om gesien te word. Lewe vir die public applause. Wil ek jou uitdaag, wees 'n man van sy teenwoordigheid. Wees 'n vrou van sy teenwoordigheid. Wees 'n man en 'n vrou wat uitkom om voor die koning van die konings te verskyn. Kan jy amen sê? Halleluja. Een ding wat ek vir julle wil noem vanaand, jy weet in Engels, the church of God does not need more entertainment. We need encounters. And encounters happens when we set out time to meet with the King of Kings. Halleluja. Halleluja. Teenwoordigheid van God. Die wêreld is obsessief met die area waar almal sien. God is obsessief met die plek waar niemand sien. Halleluja. Dis daar waar die olie waar jy gesalf word. Die Bybel sê Psalm 23, hy sê, "Maak my hoof vet met olie. My cup runneth over. You prepare a table in the presence of my enemies. Only goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Dis al se resultaat van sy teenwoordigheid.
Halleluja. Die Bybel sê Moses word groot in Egipte. Hy's 'n Israeliet. Ons ken die storie, sy mamma stuur hom af met 'n mandjie want Farao wil sy seuns doodmaak en die Farao se dogter kry vir Moses en sy maak vir Moses groot as 'n Egyptian prins. Daar kom 'n tyd wat Moses sien hoe die Egiptenaars vir Israel hanteer. Die Bybel sê Moses vind toe uit dat hy is 'n Hebreër. Hy is nie 'n Egiptenaar, hy is 'n Hebreër, hy's 'n Israeliet. En die Bybel sê toe hy sien, nadat hy hierdie openbaring ontvang het van wie hy was, sien hy hoe die Egipte slawedrywers die Israeliete hanteer. En hy raak so kwaad en hy doen met daai ouens wat Pastor JC met daai ouens op fight night gaan doen. Hy slat hulle tande uit. Halleluja. 'n knockout en hy slat daai ouens dood. Moses maak ouens dood. En hy besef in daai moment, hy sê pastoor is gevaarlik. Kyk hierso, daar's nou 2 ouens waarmee ek nie moeilikheid sal soek nie. My vrou en Pastor JC. Halleluja. Daar's my ma. My ma, ja 3, my ma's gevaarlik. Halleluja. Halleluja. Nou het ek my gedagtes verloor. O Moses hy slaat hierdie 2 Egiptenaars dood en hy besef hy's in die moeilikheid en hy vlug in die woestyn in. Want hy het geweet hy's nou in die moeilikheid. Die Bybel sê vir 40 jaar is Moses in die woestyn en op breek 'n oomblik aan in sy lewe terwyl hy na sy skapies kyk. Hy het intussen 'n skaapwagter geword en hy het 'n vrou en kinders en sy lewe het aangegaan. Maar daar breek 'n oomblik aan in sy lewe waar hy in die woestyn stap en hy sien 'n bos wat brand. Nou baie mense dink wat sy aandag getrek het is die feit dat hy bos gebrand het. Maar dis nie wat sy aandag getrek het nie. Want in die natuur in daai area het bosse konstant gebrand as gevolg van die klimaat. So dit was nie iets vreemds dat die bos brand nie. Wat Moses se aandag getrek het na hierdie bos toe was die feit dat die bos nie uitgebrand het nie. Hy het aanhou brand en brand en brand. Die Bybel sê Moses stap nader en hy kyk in die bos. Die moment toe hy by die bos kom, toe het hy 'n ontmoeting met God. En God sê vir Moses, ek stuur jou terug na Egipte toe om jou mense te bevry. En eers het hy 'n lang storie oor hoekom hy nie kan nie, maar die Here sê vir hom ek's met jou en jy gaan dit regkry. En nou moet jy verstaan wat hier gebeur. In Engels, Moses ran from Egypt in fear, but he returned with fire. What happened in between the fear and the fire? He had an encounter with the presence of God. Halleluja. Die man het gevlug in vrees en hy teruggegaan met vuur, met gesag, met autoriteit. Wat het verander in hierdie hakkelende man se lewe? Hy het 'n ontmoeting gehad met die teenwoordigheid van God. Ek wil vandag vir jou sê die sleutel om nuwe deure oop te sluit. Die sleutel tot die sukses wat jy begeer, is die teenwoordigheid van God. Nou gebruik ons God se teenwoordigheid as 'n means to an end om te kry wat ons wil hê, hoegenaamd nie. Maar jy kan nie in God se teenwoordigheid wees lank genoeg en onsuksesvol wees nie. Jy kan nie in God se teenwoordigheid wees lank genoeg en nie voel hoe jou angs vervang word met vreugde nie. Jy kan nie in God se teenwoordigheid lank genoeg wees en voel hoe jou onsekerheid vervang word met die vrede van die Here. Jy kan nie, want in sy teenwoordigheid is daar blydskap. In sy teenwoordigheid is daar 'n vreugde en vrede wat alle verstand te bowe gaan. In sy teenwoordigheid. En ons spaar dit al ons spook en ons hardloop rond. Ons kyk na allerlei dinge om te kalmeer en te ontspan terwyl God sê, luister, come into my presence because in my presence there is joy. In my presence there is peace. In my presence there is strength. Alles wat jy vanaand nodig het, kerk, luister vir my, is in sy teenwoordigheid. Is jy 'n man? Is jy 'n vrou? Van sy teenwoordigheid. Nie chickenpox teenwoordigheid nie. Die teenwoordigheid waar jy weet jy te doen met die glorie van God. Halleluja. Een oomblik in God se teenwoordigheid. Een aanraking van sy gees verander die rigting van jou lewe. One touch of the King changes everything. En in 'n gejaagde wêreld, ons jaag om by al die take en aktiwiteite uit te kom. In 'n haastige generasie, moet jy verstaan dat God is nie haastig nie. Hy is nie haastig nie. Hy is nie angstig en onseker nie. En hy wil hê jy moet in 'n plek kom waar jy weer 'n hinkering en 'n honger het om saam met hom te wees. Ek onthou toe ek net tot bekering gekom het, al wat ek wou doen is bid en in die kerk wees en in die woord, dit is al wat ek gedink het. Obsessed gewees met sy teenwoordigheid. En dan begin jy getref word deur die lewe. Jy het verantwoordelikhede, kry jy 'n vrou en kinders en werk. En daar's konstant goed wat veg vir ons attention, vir ons aandag. En voordat ons oë uitvee, vind ons onsself in 'n droë plek, soos wat ek het myself gevind het op daai vliegtyg. As 'n prediker van God se woord, vind ek myself op 'n vliegtyg waar ek droog is. Waar ek voel ek het niks nie.
Ek's leeg. En dit is die storie van baie mense vanaand. Ons is so in 'n survival mode, net om dinge in die gang te hou, van een plek na die ander plek, van die een ding na die volgende ding, dat ons prioritiseer nie meer God se teenwoordigheid nie. Ons prioritiseer nie meer tyd saam met hom nie. Hy is 'n jaloerse God. Hy soek tyd saam met jou. En net soos wat 'n baba nie kan voortkom sonder intimiteit nie, so kan daar nie beloftes voorkom in jou lewe sonder dat jy intiem is met God nie. God soek jou aandag en jou tyd. Hy soek jou. God het sy begeerte om met jou te ontmoet is groter as jou begeerte om met hom te ontmoet. In Engels, he longs for you. My gebed vanaand is dat ons soos die skrywer van hierdie psalm op 'n plek sal kom, waar ons sê, wanneer kan ek weer voor hom verskyn? Ek dors na God, na die lewende God, wanneer kan ek weer voor hom verskyn? En die realiteit vanaand is dat jy gaan nie op daai plek kom, voor jy dit nie eers geproe het nie. Die Bybel sê in die boek van Psalm, taste and see that the Lord is good. Proe en sien, smaak en sien, dat God goed is. Maar totdat jy dit nie gesmaak het nie, sal jy nie verstaan hoe goed hy is nie. Dit is interessant, in hierdie skrifgedeelte skryf Dawid, hy sê smaak en sien dat die Here goed is. Hy in hierdie enkele skrifgie kommunikeer Dawid twee boodskappe aan ons. Eerstens getuig hy vir ons en hy sê God is goed. Hy het hierdie psalm geskryf net nadat hy na die Here hom verlos het uit die hand van die vyande. Hy het amper sy lewe verloor, maar God verlos hom. En toe skryf Dawid hierdie psalm en hy sê proe en sien dat God goed is. So hy getuig oor die goedheid van God en dan rig hy 'n uitnodiging aan die leser. Hy sê kom proe jouself. En interessant, hy gebruik 'n sensoriese taal. Hy gebruik 'n sensoriese taal wat beteken, dit praat van ervaring. Jy moet self proe en hoor en sien. Jy moet 'n ervaring vir jouself hê met God om te sien dat hy goed is. En ek kan vanaand op hierdie platform staan en ek kan vir jou sê, prioritiseer sy teenwoordigheid. Kom voor die Here. Daar's oplossing vir jou daar. Daar's vrede vir jou daar. Daar's rigting vir jou daar. Daar's sukses en deurbraak vir jou daar. En ek kan so skree en te kere gaan soveel as wat ek wil, maar totdat jy nie op 'n plek kom waar jy in sy teenwoordigheid ingaan om te gaan proe en te sien dat hy is wie hy sê hy is nie, gaan dit niks beteken nie. En soos Dawid wat ek vanaand vir jou sê, proe, sien, ervaar vir jouself dat hy 'n goeie God is. Dat hy goeie intensies het vir jou. Die besigheidsdeurbraak wat jy nodig het, is nie in jou volgende meeting nie. Met 'n mens, dis in jou volgende meeting met God. Oh, halleluja. Met die Here. Met sy teenwoordigheid. Weet jy, pastoor, dis die teenwoordigheid van God wat ek het in 'n robbehuis groot geraak waar ons baie krities is met ons monde en direk is en sê wat ons sien. En ek het met 'n vrou getrou wat nie dit verstaan het nie. Ek het haar reguit gesê wat ek dink, maar dit het al seer gemaak. Die manier hoe ek dit gedoen het. Ek het nie van beter geweet nie. En ek het die onvermoë gehad toe ek en my vrou begin uitgaan het om jammer te sê. Ek kon nie jammer sê nie. Ek het altyd 'n rede gesoek om nie jammer te sê nie. Ek is baie glad met my mond. Ek jaag aan, maar ek laat haar voel sy het aangejaag. Dan sê sy jammer. Ek kon nie jammer sê nie. En weet jy, pastoor, dit was die teenwoordigheid van God wat humility na my toe gebring het om vir my vrou te sê ek is jammer. En dit het my verhouding met my vrou na 'n ander vlak toe gevat, net om te kan sê ek is jammer. Maar ek kon dit nie doen sonder die teenwoordigheid van God wat my hart sag gemaak het. Dis die teenwoordigheid van God wat 'n hart van klip na 'n hart van vlees toe verander. Dis die teenwoordigheid van God wat 'n pa, 'n priester en 'n koning, 'n profeet maak. Dis die teenwoordigheid van God wat in 'n besigheidstransaksie instap en daar's probleme en met een woord wat God vir hom gee in die moment, los hy daai probleme op. Dis die teenwoordigheid van God. Halleluja. Mense dink wanneer ons tyd uitkom om voor die Here te kom, dan verloor ons tyd. Jy kan nie, mense sê ek kan nie bekostig om nou kerk toe te gaan nie. Ek wil vanaand vir jou sê, vriend, jy kan nie bekostig om nie kerk toe te gaan nie. Jy kan nie bekostig om nie 'n gebedslewe te hê nie. Jy kan nie bekostig om nie tyd in die woord van God te spandeer. Jy kan dit nie bekostig nie. Jy kan nie. Die prys wat jy sal betaal daarvoor is eenvoudig te duur. Die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van God. Halleluja. Kom en nou. Halleluja.
Waar kom hy nou? Die gewig van sy teenwoordigheid. Hy is gretig om op te daag in jou lewe. Vanaand is hy Jesus. 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 Daar's 'n ou liedjie wat sê, reach out and touch the Lord as he passes by. You will find he's not too busy to hear your heart cry. Die realiteit vanaand is dat Jesus, ek is bewus van sy krag en sy teenwoordigheid in hierdie vertrek. Maar hy kan nie deurbeweeg vanaand en jy kan heeltemal uitmis. As jou gedagtes oral is. Maar as jy vanaand jou aandag sal vestig en rig op hom. Hallelujah. And if you will reach out as he passes by, it will change your life. Kom aan net vir 'n oomblik, sluit jou oë. Vergeet van alles wat hier buite aangaan in die week wat voor lê. Kom net voor die Here. Halleluja. Hou op staat maak op jou eie insigte, jou eie krag. Daar's 'n hoër krag vanaand tot jou beskikking, 'n hoër realiteit. Halleluja. There's joy in his presence. Thank you, Jesus. Jesus. Die Bybel sê die blinde man van Jerigo staan langs die pad en hy hoor 'n groot lawaai. Hy vra vir die mense rondom hom, wat gaan hier aan? Hy kan nie sien, hy is blind. Hy vra, wat gaan aan? Was hierdie groot gedruis? En iemand sê vir hom, Jesus, die Nasareëner, kom nou hier verby. En die Bybel sê, hierdie man het begin uitroep na hierdie Jesus toe. Ek dink daar moes 'n lightbulb in hierdie man se verstand aangegaan het, want die gerugte van hierdie man Jesus het versprei, dat hierdie Jesus is die een wat die blinde oë oopmaak. Hierdie Jesus is die een wat dowe ore oopmaak. Hierdie Jesus is die een wat wonderwerke bewerkstellig. En hierdie blinde man van Jerigo hoor dat die blind man healer kom nou hier verby. En hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die Bybel sê, mense probeer hom stil maak en sê, bly stil, jy raas. Maar hierdie man het tot die besef gekom, dat sy oplossing kom nou verby. Sy deurbraak kom nou verby. Halleluja. Sy herstel en sy genesing kom nou verby. En hy het uitgeroep, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die Bybel sê, hierdie man, Jesus, het voor hierdie man gaan stil staan en gesê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy sê, Here, ek wil sien. En hy sê, kom sien, jou geloof het jou gered. Een oomblik met God se teenwoordigheid. As jy sal uitroep vanaand, Jesus, seun van Dawid, red my besigheid. Jesus, seun van Dawid, ek het 'n deurbraak nodig. Jesus, seun van Dawid, ek het 'n aanraking van die krag nodig. Jesus, seun van Dawid, hierdie angstigheid en hierdie depressie verwoes my lewe. Jesus, seun van Dawid, my kinders is verlore. Jesus, seun van Dawid, ek weet nie wat se kant toe om te gaan nie. Roep sy naam. Reach out and touch the Lord as he passes by. Halleluja. Een oomblik met Jesus verander alles. Jy weet, ek het my hart vir die Here gegee. Ek was nie in 'n kerk gewees nie. Ek het nie 'n preek gehoor nie. Ek het nie 'n worship liedjie gehoor nie. Ek het in my kamer gesom met 'n handvol pille op die punt om my eie lewe te neem, want alles het te veel geword. Maar toe kom hierdie man Jesus in my kamer in, sy teenwoordigheid, en hy verander in my lewe. Halleluja. En die Bybel of die liedjie, daar's 'n liedjie wat sê, "It is no secret what God can do. What he's done for others, he will do for you." Die teenwoordigheid van God. Halleluja. Ek reken ons met die jet nou land, maar hy vlieg nou eers lekker. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Amen. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy alles vergeet wat ek hierdie naweek vir jou gepreek het, onthou hierdie ding, hierdie een waarheid, dat die teenwoordigheid van God is die bron van elke goeie ding. Die teenwoordigheid van God is die bron van elke goeie ding. Die krag wat jy nodig het, is 'n resultaat van die blydskap. The strength you need is a result of the joy of the Lord. But the joy of the Lord is a result of the presence of God. In His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is peace that surpasses all understanding. In His presence, there is solutions. In His presence, there is breakthrough. Halleluja, in sy teenwoordigheid. Amen. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap. Dankie, Here. Dit is so lekker by julle. Pastoor, kan ek volgende week terugkom?
Prys die Here. Julle baie dankie. Mag die Here julle seën. Mag Beweegkerk gaan van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid. En ek wil julle aanmoedig. Don't be a consumer. Be a contributor. Ondersteun hierdie man van God, want hy gaan nog Suid-Afrika skud. Amen. Die Here seën julle. Baie dankie pastoor.